Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Soms raak ons gemaklik in plekke in ons lewens, wat God nooit vir ons bedoel het, om ons eindbestemming te wees nie. Dit is presies wat Dawid kon gedoen het, toe hy koning oor Hebron geword het. Hy het status, respek en vrede gehad. Maar daar was iets binne in Dawid, wat hom vir meer geroep het. In 2 Samuel 5 het Dawid die Jebusiete in die gesig gestaar, wat hom bespot en gesê het in vers 6, jy sal nie hier inkom nie, maar die blindes en lammes sal jou verdrywe. Maar Dawid het hom nie daardeur laat keer nie. Sy oog was op Jerusalem, 'n plek wat onbereikbaar gelyk het. 'n stad so versterk en intimiderend, dat niemand dit ooit ingeneem het nie. Tog het Dawid geweet, hy moes meer as Hebron hê. Wat verbasend is dat dit nie net sommer 'n vinnige besluit vir Dawid was nie. Jare tevore, nadat hy Goliat verslaan het hy die reus se bloedige kop geneem en het ongeveer 30 kilometer na Jerusalem toe gevat. Hy het toe nog nie beheer oor die stad gehad nie, maar hy het 'n droom in 'n saadjie vorm gehad. Hy het gesê, ek mag dit dalk nog nie verower het nie, maar ek sal. Ek sien dit in geloof. Is daar vandag in jou lewe dalk iets soos dit? 'n droom, 'n roeping, 'n belofte van God wat jy nog nie in vervulling gesien kom het nie? Dit lyk dalk te moeilik of te ver weg. Miskien het jy selfs vrede gemaak in Hebron. 'n plek in jou lewe wat goed is, maar nie God se beste vir jou is nie. Maar diep binne in jou is daar iets wat sê, daar's meer. En dikwels is dit God wat jou daaraan herinner, dat jy vir meer as oorlewing gemaak is. Jy is vir groot dinge geskep. Klim die berg. Ignoreer die spotters en mense wat vir jou sê, dit kan nie gedoen word nie. Onthou wat jy lank gelede in geloof gesien het. Jou Jerusalem wag. Here, dankie dat ek deur u krag tot meer in staat is as wat ek ooit kan dink of droom. Help my om in geloof hierdie waarheid uit te leef. In Jesus naam bid ek dit. Amen.